Baie welkom vanoggend. Ek gaan vra dat ons vanoggend bietjie gaan opstaan, mekaar gaan verwelkom as iemand nog nie gegroet het nie. Groet hulle en dan as jy wil beweeg bietjie vorentoe, kom sit lekker naby ons. Daar's 'n hele paar mense wat weg is vir die naweek, mense wat siek is, mense wat verskoning gemaak het. So, kom ons staan op en dan kan ons mekaar lekker groet en daarna kan ons lekker saam sing. Amen. Ons gaan so by die derde liedjie begin en sê Jesus is alive. Ons lekker saam sing. Kom ons sing lekker saam.
kinders van die Here. Jy weet. Amen. Jy mag nou my banjo neersit. Ons gaan nou 'n liedjie sing. En ek het die hulp nodig volgende. Elkeen van julle sal. Amen. So ek het vir kans vir julle neersit. Amen. Wie van julle kan so maak? Ja, okay. So maak. Okay. Wie van julle kan so maak? Okay. So ons gaan 'n liedjie sing. Wat sê Jesus neem my laste en hy rol dit in die see. Of hy rol dit in die see. Wat in een vir die gemaklikste is doen dit, maar ons gaan dit nou saam sing. Amen. En as er nie musiek is, jy moet nie bekommerd wees as jy sing sonder musiek. Dis nie nodig dat musiek is nie. Lulu gaan al beste doen om vir ons te speel. En as hy nie reg kom, dan sing ons sonder. Amen. So Jesus neem my laste en hy rol dit in die see. Hy rol dit in die see, hy rol dit in die see. Nou het ek die vrede wat Jesus vir my gee. Want hy neem al my laste en hy rol dit in die see. Amen. Kom ons sing lekker saam. Jesus neem my laste en hy rol dit in die see. Hy rol dit in die see. Hy rol dit in die see. Nou het ek die vrede wat Jesus vir my gee. En al my sonde laste, die rol dit in die see. Jesus neem my laste en hy rol dit in die see. Hy rol dit in die see. Hy rol dit in die see. Nou het ek die vrede wat Jesus vir my gee. En al my sonde laste, die rol dit in die see. Jesus neem my laste, hy rol dit in die see. Hy rol dit in die see. Hy rol dit in die see. Nou het ek die vrede wat Jesus vir my gee. En al my sonde laste, die rol dit in die see. Jesus neem my laste, hy rol dit in die see. Hy rol dit in die see. Hy rol dit in die see. Nou het ek die vrede wat Jesus vir my gee. En al my sonde laste, die rol dit in die see. Amen. Ek dink Lulu my res van liedjies alleen sê, speel sy so goed vir. Baie welkom by ons sonoggenddiens. Geniet jouself in die Here. Ons mag lag. Die Here het ons 'n sin van humor ook gegee. Die Here het ons 'n glimlag op ons gesigte gegee. Amen. Omdat jy volgende is, mag jy môre afkry of jy werk toe te gaan. Maar ek moet seker lekker goeders, né? Jy moet ekstra tyd. Maar baie welkom. Ons het baie verskonings en ons 'n bietjie na handie doen. Voor ons volgende keer gaan sing, gaan ons ook met gebed. So as hulle dit nie vraag het ons ook, ons dink aan die annetjie sy het geval en haar borsbeen gekraak of iets. Ek dink dit is baie seer shame. So ons bid vir ons, bid ook vir al die ander mense. Ek weet Marie het by die huis met 'n migraine. So ons bid vir haar ook. Kom bid vir ons al die mense aangeraak word met 'n getuienis uitkom. En ons sal lekker diens sal hê. Amen. Kom ons sê dit. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om môre in die huis te wees. Terwyl ek so ry hier na toe en ek sien die son so skyn, dan besef ek mense hoe dankbaar moet ons wees dat die son oor elkeen van ons kan skyn. Dat ons hier kan aanhou. En terwyl ek so stil staan en ek hoor hoe rol ons sondes in die see, dan weet ek, die is getrou en regverdig, met nooit weer vir ons te lewe. Daarom kan ons net staan en sê dankie vir die voorreg wat ons het. Dankie dat ek hierdie diens in die naam van Ete voorhandig en vra dat U beheer neem van elkeen. Dankie dat ek kan bid vir elkeen wat siek is. Elkeen wat aanraking van U sal beleef. Elkeen van hulle sal besef dat U altyd daar is. Dat ons van U diep afhanklik is. En ons alle lof en eer na U is. Alles wat ons af in die naam van Jesus. Amen. Amen. Nou het jy geweet, ons wil hê die Here moet in ons wees, is dit nie so nie? Ons moet hê die Here moet vergroot word in ons. Weet al met, ek weet nie of vandag se kinders dit weet nie. Maar jy wat nou 'n bietjie ouer is soos ek, het jy met 'n vergrootglas gespeel toe 'n kind was? Amen. En as ek daai vergrootglas vas, en ek kyk vir iets en ek sien die son, en ek hou net reg, en kom maar so, lyk of hy so 'n klein puntjie maak, ek het dit al gesien, het dit ook al, ek het dit baie gedoen, doen dit aan Prieveld af van 6. Ek het dit ook al gedoen, hè.
Nou as die Here se vergrootglas op ons kyk, moet die vuur wat binne ons is in die brand gesteek. Ons moet iets vir hom kan doen. Ons moet lus wees om iets vir hom te doen. Ons moet 'n hitte en 'n vuur hier binne ons hê. Die woord sê nie vir nie, hy doop ons met die Heilige Gees en met vuur. Want sy gesig is dan op ons, sy oë kyk vir ons. Amen. Ons gaan 'n liedjie sing wat sê, gaan vertel dat Jesus red. Ek het net so 'n klein verandering gemaak. Ek weet jy sit gou vir ons die woord op die bord. Sien nie daar staan gaan vertel die storie. Ons gaan nie gaan vertel die storie sing. Ons gaan sê gaan vertel die waarheid van sy koms en glorie, want dis nie 'n storie nie, dis die waarheid. Hy kom regtig om ons te kom haal. Amen. So kom ons sing lekker saam, gaan vertel dat Jesus red. Amen. Gaan vertel dat Jesus red. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Partykeer gaan ons deur goed wat moeilik is en ons verstaan nie hoekom nie. Maar ons weet eendag gaan ons baie beter wees. Kom ons sing lekker saam. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Every day with Jesus.
talk about Jesus, the King of Kings. Let's talk about Jesus, the King of Kings. The Lord of Kings, the Lord in Majesty, the great I am, the way, the truth, and life. Let's talk about Jesus, more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings. The Lord of Kings, the Lord in Majesty, the great I am, the way, the truth, and life. Let's talk about Jesus, more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is free. The Lord of Lords, King, the Lord in Majesty, the great I am, the way, the truth, and life. Let's talk about Jesus, more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is free. The Lord of Lords, King, the Lord in Majesty, the great I am, the way, the truth, and life. Let's talk about Jesus, more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is free. The Lord of Lords, King, the Lord in Majesty, the great I am, the way, the truth, and life. Let's talk about Jesus, more and more. Amen. Daar's niemand soos Jesus nie. Jy kan kyk reg oor die wêreld, jy kan soek vir 1000 jaar. Jy kan soek vir 100,000 jaar. Jy kan soek vir miljoene jare. Daar is niemand soos Jesus nie. Amen. So lekker songs. Niemand
Amen. Ons gaan ons laaste liedjie sing en sê, Jesus, just a mention of your name. Net die naam van Jesus maak alles beter. Amen. Jesus, just a mention of your name. Flowers through the desert blooms again, like fire in winter cold, like clear precious gold. Jesus, just a mention of your name. Jesus, just a mention of your name. Flowers grow with desert blooms again, like fire in winter cold, like clear precious gold. Jesus, just a mention of your name. Jesus, just a mention of your name. Flowers bloom with desert blooms again, like fire in winter cold, like clear precious gold. Jesus, just a mention of your name. Jesus, just a mention of your name. Flowers grow with desert blooms again, like fire in winter cold, like clear precious gold. Jesus, just a mention of your name. Amen. Here, dankie dat ons kan weer net die noem van die naam. Here, dis al wat ons nodig het as ons in moeilike tye is. As ons in slegte tye is. Here, al gaan dit goed, dis al wat ons nodig het. Net die naam en die naam van die Here. Here, dankie dat ons nog die naam kan noem. Die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Baie, baie dankie. Kan jy sitplekke neem. Ek gaan kans gee vir so 2 getuienisse voor ons oorgaan na die woord van die Here. Amen. Hierdie jaar was wat aan die begin af was baie dinge te veel gewees. En laas week ook, het was baie negatief. En maar om my man by huis, ek sit dan maar net aan skool binne. En hy vat my die kort, ek sê ja, Here, dit is scheisse. En in elk geval, laas Sondag was baie goeie diens gewees en alles. En ek sê vir ja, ons sien we gaan die week weer aangaan. Maar wat was goeie diens is, die week is dit, maak iets verkeerd. En ek is maandagoggend, ek sê nee, ek gaan eers 'n bietjie tuin doen, voor ek in die huis moet spring en goede, ek baie vir my tuin. En ek kan nie eers moet so buite TV, ek sê, op my ouderdom, my arbeidsie kan optel nie, wat kan vanoggend aan? Maar ek veer toe maar, ek sê toe nee, ek moet veer, want ek kan nie van my blommetjies in my optel nie. Ek veer wat by mekaar, ek veer wat onder luk. En ek is in die huis in, en ek begin met die huis en alles. En dit
hy sê vir my iets, maar dit slap my plat op die grond, plat. Ek voel, Here, ek het genoeg gehad, ek kan nie meer nie. En nou is daar God sê, kom, wat my broeder, ek asseblief vir my suiker voor die Here. En nou van my suiker is mooi, van dit in die laas jaar die kanker uitgesluit, kan ek nie klaar by my suiker nie. En van my broeder, ek sit so reg op die kussing, my broeder 85 oor 45. Jo, Ek sê, Here, ek kan nie hier weer seker nie, want ek weet, jy toch dom met my Here. In elk geval, en ek laat hier my kinders en goeders, en my meisie het nou skool in Ooswonde. En sy kan nie, ek oor van stuur sy my boodskap, ma is maar reg, jy papa maar afspraak met haar. Ek sê, ek het pas so bezig met die skool, hy is al wel as hy kyk. Ek sê, maar die Here is in die Heer van my man, ek gaan nie, as ek met die dokter uitkom, sal ek uitkom, as ek nie moet nie, sal ek nie. Maar ek voel toe, gaan aan met my huisgoed en so, en bietjie later vat ek my bloeddruk, is op na 99, iets in die 50 toe. En ek gaan aan en goed, en die dokter sê tot my, moet ek vir nog afspraak, ek sê, nee, los dit, die Here is in die Heer van my lyf, ek gaan nie vandag, ek gaan die duivel wys, daar is groot hand en so. En woensdagoggend, wat ek my bloeddruk uit nie gevat, my bloeddruk 129 in dag, was my bloeddruk nog nooit daai, 129 of iets in die 80. En die week sê ek, Here, U is in die Heer van my Heer. Ek moet my net weer reg, ek het nog die regte pad kom, en ek het hierdie baie gebid vir die kerk, almal wat siek is, en alles, en ek sien vanoggend is baie mense in die kerk, en ons moet bid dat die Here ons banke begin. Amen, yes. As ons het begin vra en goed gaan die Here dit doen, en daar is baie mense, wat die Here nodig het. Amen. Suster Mersha praat so van, sy is besig om te vee. Mersha, jy ken mos die ou storie, my sis, die vir hy besig met daar vee die duivel somme uit, né? Dis wat jy moet doen, dis wat ons gedoen het, dis hoe ek het gekry het. Ek dank die Here vir sy goedheid en sy genade. Ek was hierdie week 2 keer amper in 'n ongeluk. En ek weet nie waar die ouens hulle lisensies vandaan gekry het, ek weet waar ek myne gekry het. En maar die grootste een van die 2, wat regtig, ek het net gevoel, Here, U gaan nou vir my moet help. Ek kom van die ouer huis af, naakie bejaardes gehelp het met die fisio daar. En jy weet mos daar by die KFC. Aan die oorkant mos is daar, die oorkantste blok is game, en ek wil daar in daai sentrum ingaan, en 'n kar ry langs my, maar nou reën dit. Jy weet ons hoe lekker dit gereën, ons dank die Here vir die reëns. En nou as jy voor jy indraai by die sentrum, maak ons weet al daar ingaan, maak so lekker dip daarin, né? Maar voor jy ingaan, dan is daar 'n pothole. Dit is eintlik 'n sewage gat of ek weet nie wat se, maar daar is by die deksel oor. Maar het 'n lekker pothole in. Nou moet jy bietjie omgaan om in te gaan. En voor ek daar kom, kyk ek op in my spieël. En ek sien 'n bikerstrok kom van agter af. Maar hy kom met 'n geweldige spoed aangejaag van agter af. Hy kan hier regs by my verbygaan en daar's 'n voertuig en ek het my flikkerlig aan, maar hierdie man kom. Weet jy, broers en susters, en ek sê vir die Here, ek sê Here, ek moet liewerste 'n band vervang. En ek moet hierdie dip moet ek nou vinnig ingaan. Al maak ek my kar nou bietjie seer, maar hierdie trok gaan vir my van agteraf, gaan hy vir my vol, gaan hy my tref. Weet jy, ek is met daar soos Speedy Gonzales, daar by daai, so daar oor die ding. Maar prys die Here, my band het niks oorkom nie. Maar die robot slaan rooi, nog voor daai ou by my. En weet jy, nou moet jy weet, daar, hier, jy weet ons waar's daai ingangetjie daar, né? Van daar reg oor KFC. Is 'n entjie robot toe. Daai man is bo oor daai rooi robot. En toe ek klaar is, toe gaan parkeer, toe sit ek daar en al wat ek kan sê is, Here, ek dank U vir U bloed. Ek dank U vir U Gees wat vir my gesê het, kyk op in die spieël. Want ek moet nou voor my kyk, want ek moet nou hierdie pothole verby en ek oor die dip ingaan. Maar ek dank die Here dat ek weet, elke dag
beweeg die Here saam met ons. En die bloed van Jesus, broers en susters, niks kan deur dit dring nie. Absoluut niks nie. En ek wil die Here die eer gee. En die ander een was ook by daai selfde robot, was daar ook amper iemand wat net oorgekom het en amper in my stoet wou opdraai na die ouete huis se kant toe. Wil ek net vir die Here sê, Here, dankie, dankie, dankie vir u bewaring. Prys die Here. Twee weke terug, toe gaan hulle Christen in Pietersburg vir terapie. En ons op die by sessies universiteit by ons pad terug, en ons is net by die toelaker. Nee, was voor die toelaker. Was voor die toelaker. En die bus daar, en hy gaan vir die pad af. Dus is die van man gaan voorbij. En so ek so langs die bus is, voorbij is, toe kom die bus, besluit die bus uit, kom nou weer die pad kom. En dan kom ek van vooraf uit die weg geneem. En iets sê net vir my Peter, word kalm, gaan na die ander geelijn toe. En ek het kalm geword en ek het na die ander geelijn toe gegaan. En toe het ek besef, want jy het my so kalm gehou. Christen was vir paniek, mama, wat is waar? Ons is so maar jy het my so kalm gehou, dat as ek die siekte is ek op die geelijn. Dus die kalm die weg het, die verbaai my, en die bus die kan. So al die lof nie aan. Amen, yes. Christen het so 'n jaar terug sy knie geskeer. En nou is hom gesê, hy mag nie en hy kan nie meer afgestel nie. Hy mag nie en hy kan nie, hy weet dis af, hy gaan nie weer terug nie. En ek wil al die lof vir die Here gee. My kind speel weer af nie. Amen. En hy het gister, toe was hy een van die kinders wat gekies is. Amen. Dan die mense doen so. En soos almal dink maar jy moet sien dat iets in die lewe is, dat Afrikaanse ou, hy sê die Here wys, hy gaan om tyd en jou stem vir jou teruggee maar in sy naam. En ek voel ons ons so lank nie wat sê. Sê jy as dit is ja, tot ja en ek voel dis ek ook nie reg. So die Here gaan jou autoriteit en die spraak vir jou teruggee. Net klein net Amen. Sy naam. Amen. En Christen het so groot geskrik self dat ons sy hare af. Nee, dis weer daar nie. Amen, ek het vanoggend het ek vir julle gevra, of ons die woord bediens, ek gaan hom opnooi hier na die verhoog toe, na die platform toe. Gaan met 'n short notice. Sal my short notice gewees. Amen, kom ons sê net, Here, dankie dat ons vandag hier kan wees, dankie dat ek, Here, vandag my broer die geleentheid ook weer kan gee om die woord te bedien, seën hom, salf hom, seën sy lippe, Here, dat wanneer ons uitstap, ons kan sê, werklik, agter hier geskei en Steve wat met ons gepraat het, nee, in die wonderlike naam van Jesus. Amen, amen. Amen. Ja, dit was daarom nou nie short notice nie, maar as jy Vrydag aand by die huis kom of 'n Saterdagoggend wakker word en Here het vir jou skrif gegee en jy kan van A tot Z nog nie by mekaar maak nie, dan die wat my ken, dan ek is sommer die een wat so 'n bietjie stres en sommer in vasting gaan en sê Here asseblief nou moet U help, want die woord is gegee, maar ek weet so op nommer 99 dan kom die Here en hy bereik sy doel. Amen. Wat hy wil doen en terwyl aan die Mercia aan die handetjie so die getuienisse gee en die lied wat ons sing wat sê Jesus, just the mention of your name. Dan dink ek aan myself terwyl ek na iemand luister gisteraan dat daar's mense wat nie eers Jesus ken nie. Hoor mooi, dis dieselfde mense wat weet wie hy is. Dis dieselfde mense wat in die kerk sit. En dis dieselfde mense wat weet wie en waar hy vandaan kom. Amen. Maar ons ken hom nie. En is so hartseer dat ons die naam van elke naam het om aan te roep, maar ons ken hom nie.
Ek wil jou vra om oop te maak in die boek van Rut. 'n Vrou wat baie bekend is, miskien maak ons vanoggend die woord oop en hoor my hart. Party gaan dit wees dat ons dit oopmaak in die boek van Gwen. Miskien maak ons in die boek van Mersha oop of in die boek van Mari vanoggend op. Maar dis 'n vroulike figuur, maar miskien maak ons die woord vanoggend oop in die boek van Eugene. Want ek weet die woord van die Here wanneer hy rema word en wanneer hy deel word van jou lewe, dan praat die Here met jouself. En ek glo dit is wat vanoggend gebeur en as jy nou gaan kyk in na die geslagregister van Jesus, is hierdie naam daar. Ja. En as ek dit reg kan onthou, was dit Dawid se ouma Grootjie. En hierdie vrou begin alles by, en ek gaan nou vir ons 'n paar versies aanhaal. Maar ek wil deur die woord wat ek gaan bedien uit hoofstuk 1, 2, 3 en 4 en ek dink nie ons het die geduld vanoggend om na my stem te luister om die hele boek daar te lees. Maar ek gaan vanoggend begin by Naomi wat moes gevlug het as gevolg van 'n droogte. En sy het haar man en haar 5 seuns verloor in die tyd en sy sit met 2 skoondogters en die skoondogters het besluit dat hulle gaan saam met Naomi terug na Bethlehem toe gaan, waar sy op pad soontoe vir hulle sê nee, draai om. Gaan na julle, en die woord van God sê, gaan na julle afgode toe. Ja. Maar Rut sê, daar waar jy gaan, gaan ek. Daar waar jy sterf, sal ek sterf. En die God wat jy dien, sal ek dien. En Rut gaan saam met Naomi, en hulle kom by Bethlehem aan, en terwyl hulle daar is, besluit Rut dat sy gaan in hierdie nood, in hierdie omstandighede wat sy is, gaan sy ietsie moet doen, en sy gaan begin are optel in die land waar hulle besig is om te oes. Nou jy wat nie weet wat 'n aar is nie, ek moes dit toevallig van my kinders verduidelik op pad hiernatoe. Dis die stingeltjie waar die koring nog met die blaartjies en die doppies nog aan die stingeltjie vassit. Dis die aar wat sy optel en soos wat hulle oes, val hierdie los stukkies are af waar Rut agterna die snyers loop en sy tel dit op. En die verhaal gaan verder waar hierdie land wat God bestem het waar sy moet opeindig, is Moab se grond en Moab is die losser soos wat hulle dit noem en in die kultuur van die Jode was dit as jou man gesterf het, moes sy broer die vrou verder vat. So hy moes met haar getrou het. En Moab is die losser en verder is al gebeurtenisse wat hy vir Rut moes beklei, want daar was nog 2 broers oor en hy gaan en hy vat haar as vrou. En hier sit Rut in omstandighede uit 'n droogte, 'n Moabitiese vrou wat nie eens in die bloedlyn van die Israeliete is nie. Wat God so bewerk dat sy deel is van die geslagregister van Jesus. En as ons nou vanoggend die naam Rut moet uithaal, dan dink ek vanoggend elkeen van u ken die lewenswyse wat jy al gevoel het. Ja, die snyers in die land is mense wat dalk vooruit gaan en hulle maak by mekaar, maar hierdie snyers, wanneer hulle die oes, dan maak hulle by mekaar nie net vir hulle self nie, en ons het sit met baie boere in ons streek en in ons gemeente, ons verstaan dit, daar word gepak, broer Pieter, dan word daar vir 'n mark gestuur en hierdie mark stuur uit, so die boer oes vir 'n seisoen, hy oes vir nou, hy oes vir tydelik, en hy weet wanneer die oes verby is, dan moet hy weer oor begin. Ja, daar is baie voordele in dit.
Maar Naomi het nie dit gehad nie. En ons as mens wat dalk die oestyd ken, ons as mens wat dalk die goeie tye ken, het al in ons lewe opgeëindig waar ons agter die mense was wat begin sny het. En dan het ek en jy moes geloop het om hierdie are op te kry. Jy sien in hierdie are, hierdie proses om hierdie are voor te berei, was nie baie maklik nie, hoor. Want die bietjie wat jy moes gehad het, nou is my notas hierdie. Die bietjie wat jy gehad het, is hy. Ekskuus, ek wil dit sê soos wat ek dit op die naam wil noem. Hierdie optelproses is 'n moeitevolle proses. Want die woord van die Here sê, rit het van vroeg die oggend tot laat in die middag, wanneer jy loop en jy moet een aardjie van aardjie bymekaar krap, en dit is 'n moeitevolle arbeid as ek dit so kan sê. Maar dan word hierdie are wat bymekaar gebring, dan word dit wat hulle genoem word uitgekap. Nou as jy self hierdie prentjie kan kry, jy vang hom aan die stingel, dan word hy, kom ons sê, in 'n bak uitgekap, en alles wat op die punt van hierdie aard, daai sade, die koringpitte, word bymekaar in 'n bak gevang. Dan word hierdie koring wat nog so rouvol doppies, vol hierdie los blaartjies is, dan word dit, nadat dit uitgekap is, dan word dit in die lug gegooi, sodat die wind, die kaf en die doppies van die sade kan skei. En wanneer dit val, dan val net die droë koring agterna en die kaf word geskei. En daarmee gaan dit nog verder. Die proses sê dat daai koring bymekaar gevat word, dan word dit gemaal, dan word dit gedruk, dit word getrap, tot op 'n punt waar dit 'n poeier of 'n meel vorm, en daarmee kan 'n mens eers die brood bak. En baie van ons, kan ek dit maar sê, wil mou met die brood onder die arm. Ons voel baie keer dat wanneer ons bukkend loop, wanneer ons hierdie moeite doen om hierdie proses deur te gaan, om net 'n paar pitte bymekaar te maak, om die aandete se broodjie te kan bak. Ek wil vir u sê dat die Mary-Shap iets gesê vanoggend, sy het gesê, Here, ek is moeg. En ek weet nie van u vanoggend nie, maar in my lewe het ek al op 'n punt gekom waar ek vir die Here gesê het, Here, dit wat ek doen is so moeitevol, maar ek raak moeg. Dit voel of ek my alles gee, en dit wat ek doen is nie genoeg nie. Die ure van die dag van 8 tot 5, wanneer ek by die huis kom, dan is ek so moeg. Ek het nie eens die lus, in alle eerlikheid, om eers die woord van God oop te maak, om net so 'n bietjie krag te ontvang nie. En al wanneer ek my moed bymekaar kry, as ek op die kant van my bed sê, en ek sê, Here, ek is so moeg. Want op die einde van die dag, dan sien ek en jy as mens, die moeite, en die werke wat ons ingesit het, om daai klein bakkie te maal, en te meel, en te trap, en te grind, as ek het so sê, net om 'n enkele broodjie te bring. En weet jy wat, broer Pieter? Kom die wêreld, of die lewe so, dan moet jy nog daai broodjie deel ook. Terwyl in dieselfde land die snyers vooruitgaan en bymekaar maak. En ek wil nie vanmôre die snyers kritiseer nie, want hulle is ook in die wil van die Here. Hulle is ook daar vir die doel van die Here. Maar ek en u moet vanmôre weet, wanneer ek en u op 'n punt kom waar ons die moeitevolle arbeid bymekaar maak vir hierdie klein bietjie, is dit waar God ons gaan ontmoet. Want terwyl Rut geloop het en Boas het met haar gepraat, het hy vir die snyers gesê, julle moet maar so klein bietjie agterlos.
sodat sy ook daai mekaar kan maak. Meer as wat sy nodig het. So God is ons voorsiening in daai oomblikke. God is daar in jou moeilike tye wanneer jy hom nodig het, in die tye wat jy dink, broer Pieter, niks is die moeite werd meer nie. Dan kom ons by mekaar. Dan val ons lewens uit mekaar uit. En ek wil die eerste vers vir ons lees in hoofstuk 1 wat sê, daarop sê sy, in vers 15 en vers 16 in hoofstuk 1, hy sê, daarop sê sy, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Draai om agter jou skoonsister aan, maar Rut sê, moenie by my aandring dat u moet verlaat of agter u om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. En daar waar u vertoef, sal ek vertoef en u volk is my volk en die God is my God. Hoeveel van u het saam met my al dieselfde gedagte gehad dat Here, dit het goed gegaan toe ek u nie gedien het nie. En terwyl ons die keuse gemaak het, die een wat nie 'n direkte bloedlyn van Jesus is nie, die keuse gemaak het en sê, ek dien u as my God, dieselfde God van Israel. En die oomblik wanneer ons daai keuse gemaak het, dan voel ek so bietjie of ons bietjie meer moet sukkel. En ek wil vir u sê, God se baan is nie vir die kinders van die Here om te sukkel nie, hoor. God se doel met jou is om nie te verlate en vergete te wees, om die een wees wat agterloop aan van die saaiers wees en net die are moet optel en 'n versukkelde lewe moet wees. Want jy sien die wêreld en die mense in hom het sien die punt mis en ek wil jou vanoggend vra, as jy net kan hoor wat ek sê, dat ons oor net kan oorgaan, want die prentjie is groter as van hom wat 'n mens is, wat net are optel. Vir hom is dit groter as die mens wat God aanroep en die behoefte wat hy nodig het, want jy's belangriker vir God in die dag wat jy hom nodig het. Want jy sien, God gebruik hom om daai proses wat ek en u deur hierdie lewe moet gaan, en kan ek dit maar vergelyk as met 'n aar. Broer Kobus as 'n aar wat eenkant geval het uit die bonneltjie uit, mag ons as mens partykeer alleen voel. Partykeer voel ons nie genoeg nie. Maar tannie Hannetjie, hierdie aar word opgetel, dan word hierdie aar gekap. Ek dink baie keer te volgende terwyl ek bid, miskien moet daar 'n bietjie meer geskit word in die kerke. Baie keer het ons nodig dat God ons net so 'n bietjie aan ons are moet vat en net so 'n bietjie moet ruk, sodat ons wat die kosbaarheid gedeelte van ons lewe, van dit wat hy in jou hart gesit het, moet so 'n bietjie skuif van dit wat in die wêreld is. Baie keer moet God ons vat en hy moet hierdie goedes wat hy in ons harte geplaas het, baie keer moet hy dit vat en nie net uitkap nie, maar baie keer moet hy ons so 'n bietjie in die lug ingooi, so die winde ons lewe so 'n bietjie te mekaar kan waai, sodat die kaf kan skei van dit wat ons vashou, om nie nader aan God te kan kom nie. Baie keer moet ons wat gewaai en geskit is, so 'n bietjie gevat word, en dan moet ons so 'n bietjie gemaal word. Want jy sien, die maalproses is nie baie lekker nie. Want die groot prentjie, en dit is vanmôre, ek en u, wat hierdie lewe deurgaan, kom op 'n punt, waar ons eenkant toe geval word. Ons kom op 'n punt, wat ons gekap moet word. Ons kom op 'n punt, waar die wind en die weer en die storms ons so 'n bietjie waai en waar ons gemaal word. Maar daar's 'n proses, soos wat die woord van God in Jeremia sê, soos die klei in die hand van die pottebakker, moet ons eendag maar net besef
Terwyl jy dink aan jou omstandighede, terwyl jy dink jy's alleen, is God maar eintlik maar net besig om jou as aar voor te berei en te maal, sodat jy ook maar net hierdie kosbare broodjie in sy hand kan wees. Want jy is nie bestem om eenkant weggestoot te word en niks te beteken nie, maar jy is bestem om iets te beteken, maar uit die hand van God. So ek wil jou bemoedig vanmôre, al maak die saak en wat so omstandighede is jy die een wat gekap word of gemaal word vanmôre nie. Ek wil vir jou sê, hou moed. Ek wil vir Tannie Mercia sê, hou moed vanmôre, al word 'n mens so 'n bietjie moeg, maar God het jou in jou hand, in sy hand. Jy word so 'n bietjie gemaal, jy word so 'n bietjie gebrei, want ons is in die hand van die Here. So maklik om daai lied te sing, vorm my, maak my, net soos U wil vanmôre. En terwyl ons daar is, dan roep ons uit, en ons roep na God toe, asof hy nie daar is nie, maar dit is daar, waar God bestem het, om jou te ontmoet. Groter as dit, kan 'n mens nie wees nie. Groter as dit, is daar 'n verwagting by God gevind. Jy mag dalk klein voel vanoggend. Jy mag dalk voel dat daai koringkorrels wat so uitmekaar uitgeval het, die vloer vol lê, en ons gryp hier, en ons gryp daar, en niks werk vir jou uit nie. Miskien kan ek dit maar so 'n bietjie op die naam noem, wanneer ons geslaan word. Is jy die een vanoggend, as jy 'n werksinkomste verloor? Miskien bring die lewe vanoggend 'n verhouding wat gebreek word. Miskien is jou koringaar bietjie geknak in jou verhouding vanmôre, en jy weet nie watter kant toe vanmôre waar die duiwel jou aanslaan nie. Vanmôre is jy dalk die een wat planne gemaak het, en jou planne werk nie uit nie, en die vyand het soos 'n vark in jou fiets se wiel ingesteek, en is 'n bommeltjie en jy weet nie watter kant toe nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die geslaan proses is nie so seer soos dat jy moet dink so wees nie, want hy wat vir jou geslaan is, het al reeds die uitkomste vir jou gegee. So ek wil vanmôre vir jou sê, of jy 'n werksomstandighede het, of 'n huweliksprobleem het, of weet jy watter kant toe vanmôre nie, as jy na die naam van elke naam toe aanroep, is daar 'n uitkomste vanmôre. En ek wil jou vra vanmôre, moenie vanmôre as die enkel aar wat uitgeval word, jou rug draai op God nie, maar hou moed vanmôre. Miskien is jy die een wat vanmôre hier staan, en dit voel vir jou of jy getrap word in hierdie wêreld. Miskien is daar 'n finansiële drukking. Ons kom nie uit met ons geld vanoggend nie. Miskien is dit die skuld. Miskien is jy 'n besigheidseienaar wat voel jy werk van maand tot maand, daar's geen groei vanmôre nie. Of miskien lei ons almal maar net so klein bietjie aan stres. Werkstres. Miskien werk ons bietjie lang ure. Miskien dit wat jy insit word nie waardeer nie. En ek glo nie ek weet met myself vanoggend. Miskien is jy daar, jy weet nie wat jou volgende stap is nie. Die groot verandering, miskien die verandering is so groot, nadat jy moes getrek het. Miskien is daar 'n nuwe fase in jou lewe wat jy moet aanpak. Miskien is daar 'n verlies in jou lewe. Miskien vanmôre word jy maar net so 'n bietjie rondgewaai, maar ek wil vir jou sê, vir hom wat op die water sloop, vir hom wat met die winde praat, dis vir hom wat hulle gehoorsaam wees. As hy spreek, sal dieselfde winde vir jou ook begin stil raak. Solank ons net die moed verloor nie, vanmôre moet ons net weet, solank as wat die winde waai en die storm beweeg, het ons ook die autoriteit om op die waters te kan loop. Miskien is jy die een wat finaal wil opgee en sê, ek is nie die een wat dit meer kan vat om gebruik en gemisbruik te word. Miskien is jy die groot, miskien die maalproses wat vir jou dalk so 'n bietjie lank dat dit voel of God se stem vir jou bietjie stil raak en is kies, dis my notas,
Ons gaan nou lekker preek oor. Ek wil net my notas deurgaan. Lang wagtye waar niks verander nie. Hoeveel van ons bid al vir weke en vir maande en wag nog vir daai selfe uitkomste. Jy moet aanhou doen wat reg is sonder om resultate te sien. Broer Pieter, jy werk al vir jare. Maar as daar iemand is wat die baie sterk moet wees, dan is dit jy. Ja, Al die jare se moeite en dit wat jy insit, word nie verdien vanmôre dalk nie. Innerlike groei, trots, woede, selfvertroue wat gebreek word. Families wat uitmekaar uitgeskit word weens omstandighede. En ek wil vir jou vanmôre sê, ek wil vir jou hierdie prentjie skep terwyl Rut hierdie are skoongemaak het en sy in die middag huis toe gegaan het en dit voorberei het. Miskien was daar 'n reisproses waar die deeg eers bietjie moes suur geword het. Kan ek vir u sê waar u in u lewe sit nie? Maar God het jou nie bestem om te wees in jou omstandighede en daar vas te bly nie. En dan Tannie, ek wil vir Tannie sê vanmôre, as Tannie net so 'n bietjie vashou in daai aanleentheid en weet, wanneer daai are so 'n bietjie geskit word en voorberei word en die broodjie word gebak en wanneer hy uitmekaar uitgebreek word en wanneer daai een broodjie vir die een langs jou gegee word en weer vir die familie dit gegee word, weer vir jou man gegee word waar dit stikkend en gebroken is en hy eet van daai brood of sy deelagtig van jou, dan het God iets in jou lewe gemaak en het weer heel gemaak. Dan sal dit weer op 'n punt kom waar jy voel jy is weer die snyer in jou lewe. Want eintlik wat die wêreld nie besef nie, terwyl hulle vir nou lewe, terwyl hulle bondels bymekaar maak miskien en dit nie verstaan nie, kom daar 'n tyd waar God al aankondigings maak waar hy die land wat hy ingeoes het, die land en die sade wat hy voorberei het vir sy oes, terwyl die oes ryp is in God se land wat hy voorberei het en die are begin uitmekaar uitval en hulle weet nie wat te kant toe nie, is dit die are wat God na die tyd optel en die skit en die ruk en die waai aan die hannetjie is 'n aar en 'n oes wat hy voorberei het op die dag wanneer hy gaan kom op die wolke. Die prentjie is groter vir my en jou om dag tot dag te lewe en te verwag. Die prentjie vanmôre in jou lewe waar jy sit, is die voorbereiding sodat ek en jy kan deelagtig wees van die lof van die maaltyd, wanneer ek en jy weer in die hemel gaan wees, waar Jesus opnuut die brood gaan breek, wat hy gebak het, en ek weet nie wat gaan ons gaan eet daai dag nie. Maar ek wil vir u sê vanmôre, terwyl ek bid, is daar 'n preek wat my ma so graag wou gehad het ek moes luister. En die preek se naam is God bak 'n brood. En ek het dit nooit geluister nie, want ek het van my ma gesê ek kan hom nie luister as ek hom nog nie gepreek het nie, want ek wil nie iemand anders te kopie nie. Ja. Jy sit in omstandighede vanmôre. Kobus, jy weet nie wat ek kan toe dalk vanmôre. Wat lê die dag van môre? Waar is die toekoms van môre nie? Maar jy is maar wat een kant toe geval het, Gwen, wil ek vanmôre vir jou sê, God is besig om 'n brood te bak. Ja. Tannie Rina, God is besig om 'n brood te bak in jou lewe. Hy maak bymekaar. En weet jy wat? Volgens my kennis van die woord, wanneer God begin 'n brood breek, dan word daar 5000 gevoed. Jy sien, hierdie is 'n oes wat God voorberei deur my en jou. Jy wat verlate voel, broer, maar jy wat voel die wêreld het jou ingesluk. En ek wil vir julle twee sê, God is besig om 'n brood in julle lewe te bak. Julle besef dit nie vanoggend nie. Maar as jy deur al hierdie stappe gegaan het, ek kan nie stel as dit 5 stappe is en die volmaakte brood is gebak en dit wat daar uitgekom het deur God se hand, wie kan dit uit God se hand uitruk? Jy wat jouself sien as 'n koringkorreltjie, niks en verlate, is meer kosbaar as 'n volle oes van 'n snyer vanmôre. Jy is dalk alleen en jou hart voel dalk verlore, maar ek wil vir jou sê, God is besig om 'n brood te bak. God is besig om jou deelagtig te maak van 'n oes
wat hy besig is om voor te berei. En wanneer die are goed genoeg is hy die snyer. Wanneer hy die sekel insteek soos in Openbaring en hy begin 'n oes, dan trek hy jou wat uit is, wat voorberei is, wat hierdie proses gegaan het om deelagtig van die oes te wees. En hoe hartseer is dit vanmôre om te weet die wêreld daar buite, hy sien ook hierdie proses, maar hulle ken hom nie. Hy ken nie vir Jesus nie. En as jy nie vir Jesus ken nie, jy word ook geskit. Jy word ook gemaal. Maar daar in die voorbereiding vir die oestyd van God sal hy nie deelagtig wees nie. Maar ek wil ook vir jou sê, as jy wat in die middel van jou proses so 'n bietjie vasgehak het, jy wat so 'n bietjie verkoel het, soos wat pastoor vanoggend gesê het, daar's 'n vuur hier binne in ons en daai vuur moet bly brand. Jy wat afgekoel het, die woord van die Here sê, omdat jy lou en koel geword het, gaan hy en hy spoeg jou uit. So daarom wil ek vir jou sê, ons is op die land wat God besig is om voor te berei vir die koms van hom. Want jy sien, Boas was die losser van Rut gewees. En Rut het ingeklim by sy voete en hom gesmeek en gesê, maar u is my losser. En ek en u het by God se voete neergeval. Ons het hom erken, ons het hom aangeneem as ons losser en daardeur het ons deelagtig geword van die bruid wat hy nog eendag moet kom haal. En Rut, as ons hoofstuk 2 vers 2 sê, en Rut, ek het 'n bietjie verbygegaan. Kom ons gaan verder. Vers 8, hy sê, toe sê Boas vir Rut, luister tog na my dogter, jy moet nie op 'n ander land gaan are optel nie. En jy mag ook nie hiervandaan weggaan nie, maar jy moet jou by jou diensknegte of by die diensmeisies aansluit. So my vraag aan jou vanmôre is, op watter land tel jy are op? Is jy in die land besig waar God jou as 'n aar voorberei vir die dag wanneer hy kom, vir die sekel wat ingesteek moet word? Of is jy besig op 'n ander man se land, soos wat die wêreld besig is, en wanneer die are of die koring in die lug gegooi word op die dag van God gaan kom, en die kaf word van die koring geskei, is ons deel van die kaf, of is ons deel van die koring vanmôre? Ek wil jou vra, jy wat Jesus, the name that we mention, jy wat hom aanroep, ken jy hom? Is dit jy wat in die kerk sit? Is dit jy wat weet van hom, wat gehoor het van hom, wat gelees het van hom? Ken jy hom? Want hy wat hom ken, is nie die kaf wat geskei word nie. Hy wat hom ken, is die koringkorrels wat geskei word, wat in God se hand lê, wat besig is om geformeer te word, sodat jy die perfekte brood kan wees, op die dag wat God die broodjie wil breek. Want wanneer die broodjie gebreek word en uitgedeel word, dan is dit soos nuwe koring wat op die lande uitkom. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. En die oes lê groot, maar die dag wanneer die sekel inskuif, dan word die kaf groter geskei as wat die koring oorgebly word. Ons het 'n deel van dit. En die prentjie vanmôre wat ek vir jou wil sê, God is meer as 'n voorsiener vir jou. Want jy wat hom ken, sal die woord weet, wanneer hy sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid, en ek sal jou uithelp. Maar jy wat die koninkryk van God eers soek, en dan sal die res van dit wat jou behoefte is, in my eie woorde, vir jou bygevoeg word. So kom ons kry ons oë vanmôre op die punt waar ons van God 'n brood moet wees. Wanneer ons uitgedeel moet word, sodat die land van God, wat voorberei is, soos Boas, as losser opgetree het vir Rut, wanneer die losser vir my en jou kom, dat ek en jy sal wegstap as deel van bruid van God. Ja, daar's baie gedeeltes in die woord, wat ons kan skuif en deelagtig van dit kan maak, die 10 maagde. 5 was voorberei, 5 was nie. En as ek die woord van God in op daai plek
letterlik opvat, broer Pieter, dan is 50% van die kinders van die Here nie reg nie. En ek gaan dit weer, ek wil my nie herhaal nie. Ken jy hom? Ken jy hom? Weet jy, hy is die een wanneer jy geknak is, wat hy jou weer reg optrek. Weet jy, broer, dat jy weet, wanneer daar geskit word, is dit jy wat in sy hand is, wat is hy wat die skitwerk doen. Wanneer daar in die lug ingegooi word, en die kaf, die winde die kaf moet skei, is dit hy wat jou gaan vang. Wanneer daar gemaal word tot die voorbereiding vir die koms van die Here, is jy in die hand van hom wat voorberei word, sodat jy deel kan wees op die dag wanneer hy op die wolke kom. Maar ken jy hom? Jy wat ken, of wat hom ken, is besig om in sy land te werk. As jy hom nie ken nie, dan sit jy besig om op 'n ander land te werk. So ek wil jou vra vanmôre, as jy jou eerlik moet antwoord, is ons op pad hemel toe? Tannie Hannetjie, ons sing baie maklik, ek's op my pad hemel toe. 'n gunsteling lede in Christus koortjie. Kyk, hy word soms so warm, ons is van self oortuigend dat ons hemel maak. En ek wil vir jou sê, as jy Jesus Christus, moet my nie verkeerd verstaan vanmôre nie. Die woord van die Here sê, jy is gered die oomblik wanneer jy hom aangeroep het. Maar jy wat hom aangeroep het, van daar af het 'n verantwoordelikheid. Want selfs die vrou wat die keuse gehad het, die een het gekies om hom as God te dien, en die ander een het gekies om die afgode te gaan dien. Maar om deel te wees van hierdie bloedlyn, van Dawid, van Jesus, deel te wees van die bloedlyn, wat sê, hy gaan deel wees van die bruid, van Jesus, wanneer hy gaan kom, om deel te wees van daai maaltyd, wat ons saam met hom gaan wees, het ons 'n verantwoordelikheid. En soos oom Dippie altyd sê, daar is daar waar jy hand in eie boesem moet druk. Maar daar waar jy is vandag, die een kan dalk bietjie groter wees as die ander een. Ons sit nie ons probleme en ons omstandighede vanoggend in 'n skaal nie, maar jou omstandighede is besig om 'n brood te bak. En ek wil vanmôre hê jy moet kyk verby jou omstandighede en weet Jesus het jou opgetel. Jy's die aar vanoggend in sy hand. Miskien word jy geskit, miskien word jy gemaal, maar jou naam is in sy handpalm geskryf vanmôre. Nog voor die voorlegging van hierdie aarde het hy by jou naam genoem. En solank as wat jy in die hand van die Here lê, solank wat die vyand jou daar nie kan uitruk vanmôre nie, gaan deur die gesukkel, gaan deur die moeitevolle arbeid vanmôre, gaan deur en probeer deur die woord van God dit red wat gered kan wees, voor ons net alles weggee, voordat die vyand van ons beroof. Wil ek jou vra, koester dit wat God in jou hand gesit het. Want die uitkomste is groter en beloning tot in alle ewigheid. En dis waarvoor God jou deur jou struggle sit. Dis waarvoor God jou deur hierdie proses sit om 'n broodjie te bak, Tannie Hannetjie. En ek wil weer afsluit met van God is besig om 'n brood te bak. Amen.